Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 22 Februarie. Versoening van bose werke. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons kom vandag stil voor U en ons vra dat U Gees ons mag lei terwyl ons leer. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Lees Kolossense 1 vers 21 en 22. Waarop sinspeel Paulus met sy verwysing na 'n vervreemding en vyandige gesindheid deur bose werke. En wat is die verwagte eindresultaat van Christus se dood? Ons lees Kolossense 1 vers 21 en 22. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Ons lees ook Efesiërs 5 vers 27. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Paulus het altyd 'n donker prentjie van die mensdom geskilder, die mens sonder Christus se regverdigmaking. En wie kan steeds vandag nog, amper 2000 jaar later, teen hierdie sentiment argumenteer? Iemand het op 'n keer gesê dat die sondige neigings van die mens die een Christelike leerstelling is wat nie deur geloof aanvaar hoef te word nie. Maar toe sonde reeds begin het, het God die inisiatief geneem om ons, so sondig as wat ons is, met homself te versoen. Dit wil sê, reg van die begin af het God gewerk om die probleem van sonde op te los, selfs toe die oplossing net in sy eie dood op die kruis gevind kon word. In Eden het hy na Adam geroep, sy skepingsmeesterstuk in Genesis 3 vers 9, waar is jy? Vandag nog hou hy aan om sy een verlore skaap te soek, ons. Hy soek ons, een vir een. Hy het 'n volmaakte plan om ons te bereik, deur die toepassing van die embrioniese evangeliebelofte in Genesis 3 vers 15, om vyandskap tussen ons en Satan te plaas. Soms word die evangelie so ingewikkeld en teoreties gemaak, dat min of geen praktiese betekenis vir die 21ste eeuse lewenswyse het nie, maar eintlik is dit eenvoudig en tot die punt. Die evangelie kan ook in 3 gedeel word. Eerstens, omdat ons hulpeloos is om onsself te red, het Jesus gekom en vir ons sondes gesterf. Romeine 5 vers 6 tot 8 sê vir ons, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 6 tot 8. Tweedens, deur sy dood namens ons deur geloof, bekering en deur die doop te aanvaar, word ons geregverdig en vrygestel van die veroordeling van sonde. Romeine 5 vers 9 tot 11 sê vir ons, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het. Romeine 6 vers 6 en 7 sê ook, aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Romeine 6 vers 6 en 7. Derdens, die lewe wat ons nou leef, is die resultaat van om met hom, Christus, verenig te wees.
sy herskeppingskrag te ervaar en deurdat hy sy lewe in ons leef. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21 lees as volg. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid vir julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Galasiërs 2 vers 20 lees ook, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2 vers 20. Hierdie is nie noodwendig afsonderlike optredes of gebeurtenisse nie. Dit kan alles te gelykertyd gebeur, sodra ons gereed is om Jesus in ons lewens te aanvaar. En dit kan elke dag hernu word, soos wat ons onsself elke oggend aan hom toewy. Afgesien van hoe elkeen van ons al die reddende werk van Christus in ons lewens ervaar het, dit berus altyd op die dood van Jesus. Dit is waarheen ons altyd moet terugkeer. Wanneer jy na jouself kyk, jou karakter en jou diepste wese, wat sê dit wat jy sien aan jou oor jou behoefte aan die kruis?